As julle pastor Simon Jacobs ken julle hom al. Die ou man kan toch nie opstaan, hy sê baie kere wat hy opgestaan het. Kom ons gee hom 'n lieflike hande klap, halleluja. Nou hy is nie 'n man wat alleen loop nie. Hy glo hy moet saam met sy genoot of sy helper, kom ons noem dit maar so. Hy moet saam met sy helper loop. Kom ons gee vir 'n ou laasie 'n lieflike hande klap. Halleluja. Sorry mama, dat was die ou laasie, maar ja. Dit is mama, halleluja. Nou dink ons het ons evangelis ook, die man van die Here was heel dag op die dak om die seile reg te trek. Kom ons gee die man van die Here halleluja. Amen. Die mense jy ken. Hy lyk nou soos 'n Nigerian, halleluja. Wie goed is nog hierso. Glory. Ek het my swart in woorde getaan wees gesê daar is 'n Jacobs ook. Kom ons gee hom 'n lieflike hand. Jacobs. Amen. Nou hy is ook 'n man wat hy al loop het. Weet jy wat is mooi geleer van papa goed. Wie ons loop hier alleen, ons loop saam met onze helpers. Daar is een helper langs hom. Kom ons gaan halleluja. Nou, hier sê ek ook, evangelist. Wees hier nou net ingekom. Glory. Nou, die man is die man wat die mense toesluit. Halleluja. Hy sê die tronkbewaarders. Kom ons gee die man van die Here lieflike hande. Halleluja. Halleluja. Nou, Pastor Brian, julle ken die man van die Here. Deze man, ik weet niet van die army of van die vloot of van die Air Force. Oké, is van die Air Force. Kom eens die man van de Heer lieflijke handen. Halleluja. Want het was aan de fiets. Amen. Antonio ook hier aan mijn rechterkant. Kom eens die man van de Heer lieflijke handen. Halleluja. Want het was zuster Nene. Nou, hij zei ook van Boksburg. Kom eens gaan lieflijke handen. Hij staat zomaar op hier. Ons nog hier dat hij moet opstaan. Hij staat zomaar op. Halleluja. Maar dank je mijn zuster dat hij hier was. Hier is. Ons het... So 3 weke of 2 weke gelede as 'n dogter gaan begrawe daar in Boksburg. So kom ons bid tog nog maar steeds vir die ma. Ek glo hy pyn is nog steeds daar, maar hy is tog vanaand, die het gesê vanaand wil hy tog hier by die eerste Pinksternag wil sy hier wees. Nou die Here is nog besig om haar te troos. Dis mos waar my suster. Amen. Halleluja. Amen. Kom ons kry hoor ek vind. Halleluja. Vader laat die vuur val. Vader laat die vuur val. Vader laat die vuur val. Die Vader laat die vuur val. Vader laat die vuur val. Die Vader laat die vuur val. Vader laat die vuur val. Vader laat die vuur val.
Ek maak oop. Amen. Of dit nou 'n suster is, of dit nou 'n broer is, die vloer is oop. Okay. Ek sien hulle is nie vanaand as soos popcorn, so ek gaan woord toe. Oh, glory! Ja, prys sy naam. Prys sy naam. Halleluja. Prys die naam van die Here. Die Here is vir my goed. Halleluja. Daarom onder geen omstandighede kan ek nie stil sit nie. Net die feit dat ek nog hier kan staan, is dit genade. Prys die naam van die Here. Ek gewaar is 'n Pinksterweek. Jy moet sommer lekker ingestel wees. Prys die naam van die Here. Voordat ek vergeet,
wil ek graag hierdie lied offer tot eer van die Here. Ek glo Suster my Psalm ook ken. Hierdie sê my staatmaker, die fundament op wie ek kan opbou. Suster my, Hy is my staatmaker, my skepter, die fundament waarom ek bou. Glory. Yes, my star, Glory. my sky, black you, deep fundament, waarom ek bou, Prys die naam van die Here. Ek besef vanaand in hierdie lewe in, maak 'n mens dinge deur. En dat weet jy soms nie watter kant toe is jou toevlug nie. Maar ek wil u vanaand bemoedig. Hy is ons staatmaker, die fundament op wie ons kan opbou. Weet soms as jy so deur mekaar, maar jou toevlug moet na die Here toe wees. Soms gaan ons deur diepe, maar hierdie lied sê vanaand, hy is my staatmaker, die fundament wie ek kan opbou. Kinders van die Here, maak nie saak wat u deurmaak nie. U het 'n staatmaker en sy naam is Jesus. As ek ook terugkyk op hierdie lewenspad van my, kan ek nie net die hand van die Here ervaar op my lewe. Van sy genade dra my sekonde op sekonde deur, minuut op 'n minuut, genade op genade, dra hierdie groote genade van my diep Praise deur my God. deur. Daarom kan ek vanaand met oorgawe sê, hy is my staatmaker, die fundament op wie ek kan opbou in die Here seën. Prys sy naam. Kom ons gee nog weer 'n prys. Dis werd om geprys te word. Hy is my staatmaker vanaand. Halleluja. Dis wat onze Benji vanaand sê, dit tog so waar. Hy is ons staatmaker. Julle is vry. Amen. Ek sal opstaan, die waar is. Ek wil u weer eens hartlik begroet in die onfeilbare naam van die Here. Dit ag my 'n voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Amen. Dankbaar vir die Here vir sy genade wat oor ons is. Prys sy wonderlike naam. Ons eer die Here omdat hy God is. Amen. Hy het ons gemaak en ons is tog syne. Prys die naam van die Here en ek besef dat Pinkster is iets anders. Amen. Daar moet iets gebeur in ons lewens. Ek dink dit was 'n Joodse instelling dat hulle na die 40 dae toe Jesus in die woestyn uitgaan, toe was dit hulle fees wat hulle moes gevier het. Amen. En ons is vir die Here daarvoor dankbaar dat ons vanaand dit ook kan vier soos die woord vir ons voorhou. Prys die naam van die Here. Dat Pinkster moet gevier word en dit moet ons bid die as ons die geskiedenis kyk, dan sien ons hierdie mense wat van Pinkster, hulle was nie so geestelik nie, maar daar was 'n sekere tyd wat hulle moes gewag het
prys die naam van die Here in Jerusalem en in Samaria, tot hulle die krag van die Here oor hulle moes kom en gevul word met die Heilige Gees, sodat hulle kan begin profeteer. Amen. En dan moet hier aan die Here kom op laat dinge sê die woord van die Here. Amen. En anders het begin in hulle eie tale praat. En so moet ons gedringe word met die Gees van die Here. Dat wat Pinkster vir ons inhou. Daarom is dit vir ons belangrik, ons kan nie weer dieselfde wees. Na die Pinkster, amen. Ons moet ons uitoefen, ons moet ons uitbid, ons moet ons halleluja. Ek weet nie of u ingebid is, die waar is. Dit klink nie vir my, jy voel lekker vanaand nie. Ek weet ook nie of dit die koue is nie, maar ek voel ek is ingebid. En daarom wil ek vir die Here dankie sê, vir dit wat die Here vir my beteken. Amen, ek gaan net die 2 versies lees, dan klim ek af, amen. Want ons het 'n prediker. Die Bybel sê, in Handelinge 2, baie bekende skrif, hy sê die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Halleluja. Dit is die geheim van Pinkster, amen. Ons moet eendragtig wees, wanneer ons by mekaar is. Halleluja. Een van hart, een van siel. Yes. Ons moet dieselfde siening hê. Ons moet dieselfde begeertes hê. Ons harte moet dieselfde klop. Daarom net as dit Pinkster is en ons is by mekaar, prys die naam van die Here, dan moet ons eendragtig wees. Want dit is wat die Here wil hê, hoe sy kinders by mekaar kom. En die Bybel sê, daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en die hele huis gevul waar hulle gesit het. Halleluja. Die geheim is as ons eendragtig is. As ons eendragtig is, dan moet die Here die huis vul met sy heerlikheid. Amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Toe is deur hulle tonge gesien soos 'n vuur, en van hulle self verdeel op elkeen wat hulle gaan sit het. Amen. Met ander woorde, toe die huis gevul word, toe kom daar soos vuur op hulle tonge en op elkeen gaan sit, soos hulle daar gesit het eendragtig, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Oh, die pragtig nie. Almal is vervul met die Heilige Gees. Niemand was uitgesonder nie, want die geheim was by Pinkster, hulle was eendragtig gewees. Amen nie. En die Bybel sê, en die Gees het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit hulle te spreek. Amen. En dit is vanaand my begeerte dat die Here Jesus vir ons weer eens doop met sy Heilige Gees. Dat ons kan geboorte skenk. Amen. En anders kan vervul met dit wat die Here vir ons instoor het. Maar jy kan dit net ontvang as jy eendragtig is. Jy kan dit net ontvang as jy voorberei is en dat jy jou voorberei het en vatbaar is vir die Heilige Gees. Amen. Met ander woorde, ons moet so sensitief wees vir die Heilige Gees, dat ons kan vatbaar wees, dat ons kan aangedoen word met nuwe krag en nuwe ywer en nuwe hoop. Die Here seën. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you. Oh, my Redeemer. Oh, I love you. Oh, I love you. Halleluja. Glory. Nou, die Here staan vast achter zijn woord. Jee, man. Ik is op pad huis toe en ik van die kaart terug. Ik zeg voor die man van die kaart, man, als het vanavond Pinkster dient. Ai. Hij zei van mij, ik was ook op goed brood.
En as ek trou kan hy die kar vat. Halleluja. Ek dank die Here Amen. dat hy my guns Ai, kragtig man van die Here. Die Here die was getrou en hy is almagtig. Amen. Nou sorry tog, ek is Williams my van. Pieter is my naam. Ja. Ek is daar van Philippolis, so Valdorpie. Ai, Maar die Here is ook daar. halleluja. Halleluja, ek bevestig my hier en die Here tel my op. Ek is ook getroud dierbaar as ek loop nou nie alleen nie, maar die vroukie is nou by die huis. Maar ek dank die Here Amen. van sy goeie tierenheid. Is tot in alle ewigheid. Praise the Lord. Shadrach, Meshach en Abednego. Hulle sê vir die koning, ons gaan nie buig Ai, voor 'n ander god nie. as die waarheid Gods man. Nou as jy dit vat in ons natuurlike lewe. So. Kom ek goed toch alles gesamen. Glories. Alle papas, pastore, Amen. apostels. Verskoon my toch is het goed in de naam van die Here. Nou die Here lê dit in my gees dat in ons lewens daar kom dinge of siektes op jou Amen. en dan submit ons Yes. baie gou. Ai, Ons is geneig om te buig ja. voor die siektes. Ai man. Maar vir iemand 'n woord vanaand. Moet nog geen ander afgod vir jou submit nie. Glory. Halleluja. Al kan die duivel wat maar weet of hy nou druk dat daar niks is nie. Maar ek gaan nie submit. Ondanks hy jet nie. Ja. Van die Here sê die hemel stel jou nooit te leer nie. Geen armoede of moeite is daar. Halleluja. Baie keer wil ons bly op hierdie aarde, maar ek verlang. Die lied sê ek verlang na die hemel Ai, om langs my koning te sit. Baie keer wil ons hier bly op die aarde. Ons wil toch so net die mense aanskou. Maar die Bybel sê dat julle staan verdrukkinge ly. Nou as 'n gelowige met so glad wegloop, dan word dit vir my 'n probleem. Dan is dit 'n probleem vir my as gelowiges. As hulle sê hulle loop glad weg. Daar sien verdrukkings, daar sien probleme nie. Dan wil het my sê, dis 'n vriend van die wêreld en 'n vyand van God. hey. Halleluja! En die wêreld kan julle verdrukking ly. Hy sê, hou goeie moed. Die ding is hou, maar hou. 'n bak wat lekker nie hou nie, hou my broer. Hou goeie moed. Amen. Maar jou bak lek sy nie kan goeie moed hou nie, ou die. Dan wil jy gou kwad langs die pad. Maar hou. Glory. Om goeie moed hou pas 'n ander ding. Ai man. Geduld te hê. Hey. Sagmoedig, verdraagsaam. Yes. Halleluja. Oh, man, nou gaan ek. Halleluja. Ai. Ai, jy sê hierdie wêreld sal ons verdrukking lê, my broer. Dit is net so verdrukking sal Ai. lê hier in hierdie wêreld. Halleluja. Halleluja. Ek met die getuienis is klaar. Dat Ek word wil wat wegspring, daar kom. Okay, daar kom die man van die Here. Groot in Jesus naam, halleluja. Praise God. En groot in die pragtige naam van ons oorwinning. As dit nie vir hom was nie, was ons gewees het. Ai. As dit nie vir die getrouheid van die Here Jesus was die pastoor, was ons gewees het. Ek groet elke gesalfde, elke kind, ouderling, pastoor, groet die vyfvoudige bediening in die naam van die Here Jesus Christus is 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Nou ek wil iemand dit vanaand bemoedig, prys die naam van die Here. En die Bybel sê en God gee die opdrag aan Samuel, prys die naam van die Here, gaan salf. Prys die naam van die Here, en die pa is besig om 'n tafel voor te berei. Prys die naam van die Here, maar hy los iemand uit wat in die veld is. Prys die naam van die Here. Hy roep die gestaltes, hy roep die wat van mooi van buitekant is om op hierdie tafel te kom sit, maar ek wil u vanaand bemoedig en sê die olie kon nie vloei nie, leier. Prys die naam van die Here, want die regte persone was nie aan die tafel. Hy was in die veld, hy was teleurgedruk. Hoor jy wat op teleurgedruk? Die olie kan nie vloei. Ja, toe Dawid nie daar is nie. Ja. En die Bybel sê in Psalm 23, hy sê hy berei 'n tafel
voor my teestanders, my eie broers. Prys die naam van die Here, want hy die tafel. Ja, die Here seën. Amen. Vamos a ver a prys. Ja, man. Ai, bere tafel. Halleluja. Hey, die jammer verla. Yes. Vir jou en vir my. Jammer verla. Glory. Vir jou en vir my. Oh, let's go. Oh, just play. Oh, play. Praise, hallelujah. Vamos a leer a praise, hallelujah. Hallelujah. Glory. Ek is besig om woord toe te beweeg. Hallelujah. Prys sy soete naam. Hallelujah. Nou dierbaar as ek is besig om, hoe as pastor is vry, hallelujah. Jammer, diensleier, ek is jammer om in te breek, maar ek kan nie huis toe gaan sonder om niks te sê. Hallelujah. Ek wil almal groet, die apostels, die profete, die dienaars van die Here, bishops, almal is gegroet. Amen. Ek wil niemand uitsluit nie. Sommige kere hoor jy die mense sê, ek was nie gegroet nie. Maar vanaand wil ek almal groet in die naam van die Here. Is 'n goeie ding om op 'n Sondag aand in die huis van die Here te wees. Hallelujah. Daar is nie 'n beter plek as die huis van die Here nie. Dawid skryf en sê, dit was vir my goed. Toe hulle sê, kom ons gaan op na die huis van die Here. Jy sien, in die huis van die Here ontvang jy bemoedigende woorde wat jy nie buitekant sal kry nie. En vanaand, geliefdes, is ek hier om vir julle te sê, 2 manne loop. Die Bybel sê die manne gesels so lekker met mekaar. In die ou tyd was daar nie karre wat hulle mee gery het nie. Maar die 2 manne loop en terwyl hulle loop, let hulle nie op 'n derde persoon saam met hulle nie. In gesprek is hulle oor dit wat 'n paar dae terug gebeur het. En toe hulle wakker word, toe vra die man vir hulle, oor wat gesels julle? Hulle gesels met die man met wie dit gebeur het, sonder om te verstaan dat die man hier naby in hulle loop. Kan dit wees dat 'n mens die Here dien en nie weet die Here saam met jou nie? Waarom raak jy mos moedig as probleme kom? Die Here sê, ek sal jou nooit
vergewe. Ek sal jou nooit verlaat nie. Maar as probleme kom, dan voel ons die Here is nie met my nie. Hy sê, oor wat gesels julle? Hulle sê, is julle die enigste man in Jerusalem wat nie weet wat gebeur het nie. Die Here het opgestaan, geliefdes, en dit verseker ons se redding. Ons gaan gered word. Ons gaan die Here sien soos wat hy is. Toe die Here wegdraai, toe vra die manne, was ons harte nie brand nie? Hoekom het jy nie maar by ons gebly nie, want ons harte wat gebrand om saam met jou te stap. Mag die Here daar die begeerte in ons harte gee, dat ons brandend na die huis van die Here sal gaan, brandend om die woord van die Here te lees, brandend om siele te wen vir die Here. Mag Pinksterweek vir u pastoor en die dierbares 'n vuur wakker maak, dat hy niemand verby sal gaan en hom nie sê of haar sal sê, die Here het jou lief en die Here wil jou bless. Kom ons gee die Here prys, halleluja. Halleluja. Groete geliefdes, al die leiers teenwoordig, geestelike leiers, godsmanne en vroue, diensleier, musikante, pastoor van die huis, vir die Here dankbaar vir die wonderlike voorreg wat ek vanaand het. In ons dorp, die Noord-Kaap, het jy Pinksterdienste. Prys sy lieflike naam, maar het jy verskillende kerke, wat by 1, 2, 3, 4, 5, vir soveel kerke daar is wat belangstel, by mekaar kom by ander soos hierdie. Nou, hulle het 'n soort ding, as my gemeente bydra gelewer het deur daar te wees, en 'n volgende, dan was daar die gemeentes iets aan die hand gesit. Maar vanaand is dit nie die geval nie. Wat ons vanaand het, is wat Dawid sê. Hy is ons herder. Amen. Pastoor, niks kan ons ontbreek in ons herder nie. Daar kan nie liefde ontbreek. Daar kan nie vergewensgesindheid ontbreek nie. Daar gaan nie genesing ontbreek nie. Niks sal ons ontbreek. Die voorbeeld wat ek het van Dawid. Nou op 'n dag lê hierdie jong seun op sy rug agter sy pa se skape. Nou hulle is mense wat aan die nag by hulle vee gebly het. Hulle het nie sommer huis toe gegaan nie. Dan was daar tye, geliefdes, prys die Here, waar Dawid 'n skaap moes red uit die bek van die leeu, 'n lam moes red uit die kloue van die beer. God het hom in trefafstand gehou. God het gesien, prys die Here, hoe groot Dawid se hart is. God het gesien die geneentheid van Dawid in sy lewe. Hy het gesien wie Dawid eintlik is as navolger, as 'n getroue koning, klein van postuur. Hy kom terwyl hy reg maak by die huis om sy broers 'n visit af te lê. Hulle is daar by 'n dal, onder in die dal, en die vyand bo op die kruin, met uitdagings aan die heilige slagordes van 'n lewende God. Dierbaar is hierdie tyd, as die tyd waar die Here ons gee, om met harte gevul en aan sy diens te staan. Dit maak nie saak watter reuse omstandighede ons teekom nie. Prys die Here, en hierdie laaste aanslag wat Dawid beleef, word hy eers gesalf
Amen. Word hy eers gesalf, die Bybel sê, nadat die olie sy hoof geraak het, het die gees van die Here oor hom vaardig geword. Ek sê vir u vaardig, prys die Here, want dit is waar die saak van die gees van God begin het. Nou David kom nou hier uit Egipte land se wêreld saam met Israel, prys sy lieflike naam. Uit die 3 vaders se bloed en prys die Here se sak. Vir die mense dat hulle nie weet, hierdie mense is die draers van 'n komende Jesus wat in ons tyd gebore sal word. En hier is David gesalf om koning te wees, 'n jong seentjie. Die Bybel sê rooierige hare. Hy word ook so aan 'n eenvoudige manier gesê, ag man, daar is so 'n ou seentjie agter die skape in die veld. Toe sê God se man, bring hom. Bring hom vir my, prys die Here. Nou hier het nou aan manne verbygestap. Ek sê vir jou braaf, manne met 'n postuur, wat jy ook kan sien, man, dis 'n oorlogsman. Dis 'n soldaat wat die sword kan trek. Prys sy lieflike naam. Maar hulle is nie geneem nie. God het hulle nie raak gesien nie. Maar daai enetjie met die rooierige hare is gelaat bring. Toe hy instap, prys sy lieflike naam, toe sê die gees van die Here, dis hy. Salf hom. Halleluja. En hy salf die, hy vat die horing en hy giet die salf op David se hoof. Geliefdes, die gees van die Here het saam met die salf op David neergekom. En vandaar was dit nie meer die salwing wat David gebruik, die krag wat God hom gegee om 'n leeu dood te maak of 'n beer nie meer. Maar dit was die gees. As hy by die lagte kom, God se volk daaronder, eenvoudig, uitgedag, prys die Here, en ek glo, ek sê vir u vanaand, dat die gees van die Here gaan ons uitbring, en ons gaan op kruine staan, ons gaan herleef, ons gaan oorwinning beleef, ons gaan in die krag van God beweeg, ons gaan doen wat die gees van God ons sê ons moet doen, ons sal duidelik die gees van God hoor spreek, want die gees van die Here praat met sy kinders. Hy het immers gesê, dat het vir die kerk van die Here voordelig is, dat hy gaan, sodat sou hy gaan, die Vader gaan bid, dat hy die gees moet stuur, om sy navolger te wees, om sy, prys sy lieflike naam, opvolger te wees. En hy het dit gedoen. En daarom op grond van sy belofte, Joel 2, is ons vanaand hier. Prys sy lieflike, my verwagting is dat iets moet gebeur. En dit gaan gebeur. Amen. En as hy daar by die lagte kom, om uit te vind, hoe gaan dit? Kry hy self die koning, Saul, 'n hoë man. Nou hoe kan dit moontlik wees, dat hy bang is vir daai ou, wat so hoog daar staan? Nou hy was 'n massiewe mens, prys die Here. Hy het 'n spies gehad, wat deur 'n baie sterk soldaat gedra word vir hom. Maar hier kom hierdie mannetjie, glorie vir Jesus, en hy kom staan daar so na by die voet van Goliat, daar so op 'n entjie. En voor daar nou gepraat word, gaan David in die spruit, en hy tel daai 5 klippies op, en hy sit dit in sy jawersak. Glorie, sy slingervel is al gereed, pastor.
Hey mense, ek sê vir u dat die Gees van God skep 'n klein sakkie en hy maak dit 'n massiewe ding en die vyand moet op hol gaan. Hy moet vlug, want voor God se dienaar kan hy nie staan nie. Die Here het gesê, hy deur Johannes, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En as die vyand so na God se kant kyk, gaan hy net vuur sien. En die duiwel hou nie van vuur nie. Prys sy lieflike naam. Ek moet, ek gaan, en ek wil die Here dien. Vir my is dit die moeite werd. Deur al die jare heen het ek baie mooi goed gesien wat my by die Here hou. Nie by die Here nie, maar in die Here. Pas ek hoor baie die mense sê, ek wil by die Here bly. Kom ons bly nie by die Here nie. Johannes sê, bly in my, soos ek in julle. En julle sal veel vrug dra. Prys sy lieflike naam. Kom ons hou goeie moed. So waar ek sê vir u, as ons in een gees begin word, sê ek vir u, met een koordigter gaan 'n verskil maak. Elke bediening. Prys die Here. Diensleier. Kom ons gee die Here prys, halleluja. Halleluja. Hy is toch so ver. Halleluja. Hulle is besig om die man van die Here op te tel. Wat vir ons vanaand toch die woord van die Here sal bedien. Van die Bybel sê pastoor dat alles sal verby gaan, maar sy woord sal bly staan. Kom ons stel toch die man van die Here met 'n lieflike aanbiddingslied op. Halleluja. Het jou onthou en wat vir my toe hy daaraan en voor wat dan lei wat wonder liefde wat hy kan lei de priante van jou en my heb jou onthou en wat vir my toe hy daaraan en voor wat dan lei wat wonder liefde wat hy kan lei de priante van jou en my heb jou onthou en wat vir my toe hy daaraan en voor wat dan lei wat wonder liefde wat hy kan lei de priante van jou en my heb jou onthou en wat vir my toe hy daaraan en voor wat dan lei wat wonder liefde wat hy kan lei de priante van jou en my heb jou onthou en wat vir my toe hy daaraan en voor wat dan lei wat wonder liefde wat hy kan lei de priante van jou en my heb jou onthou en wat vir my toe hy daaraan en voor wat dan lei wat wonder liefde wat hy kan Glory. Halleluja. Prys sy soete naam. Halleluja. Prys sy soete naam. Halleluja. Glory vir Jesus. Terwyl ons nog op ons voete staan, halleluja,
Groet ek elke geliefde in daardie kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Die mondstuk van ons lewe in die Heilige Gees. Halleluja. Sy naam moet Jesus wees. Wonderlik. Want dis hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Prys sy naam. Ek groet die vyfvoud bediening, die apostels, profete, leraars, pastore, alle gades, die vroue van die Here, die kinders, dies wat die vanaand hier is nie, halleluja. Hulle hoor die stem van die Here waar hulle is vanaand. Hulle weet dat hy bestaan en hulle weet dat hy bekend is met hulle lewe. Prys sy soete naam. Dankie Jesus. Ek gaan nie lang wees nie, halleluja. Maar ons gaan net die wil van die Here doen vanaand, amen. Ek wil net vir die jongman daar agter vra met die bruin jas, as hy Engels sprekend of as hy Afrikaans? Dis English. Halleluja. Ek gaan so 'n bietjie ons woord change na Engels en Afrikaans toe om hom te akkommodeer. Halleluja. Die woord van die Here leer ons in die boek van Handelinge 2 vanaf vers 15. Kom ons lees van vers 14. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judah, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words, for these are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. Praise the Lord. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë. Halleluja. Vader Here, die lippe van klei, Here, is bekend aan U vanaand, Here. Here, wat ek sal sê vanaand, Here, is net aangaande U, my koning, Here. Here, dit is net U woord, Vader Here, wat sny deur enige been en murg, Vader Here. En Vader Here, vanaand weet ek, Here, dat U is die kenner vanaand van die hart, Here, en U is die toetser van die niere, Here. Here, seën die lippe van klei, Here, dat ek sal spreek so sê die Here, Here van die leerskare. En Vader Here, U weet, Here, en U ken ten volle, Here, terwyl ons ten dele ken, Here. Gaan nou saam met elkeen van ons hier vanaand, Here, touch our hearts, Lord, and our minds, Father God, and be gracious unto us tonight, Lord, and never leave us, nor forsaken us, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. U kan die sitplekke inneem. Prys sy soete naam. Halleluja. Halleluja. Prys sy naam. Okay. Die woord van die Here sê in die boek van Handelinge dat daar was 120 apostels. Oh. En 12 van hulle was die wat gekies is deur God. Halleluja. Deur sy seun Jesus Christus. Amen. En Petrus, Jakobus en Johannes was 3 van hulle wat in die upper room was met die 120. Die Bybel sê dat die omliggende gebied is dat God het 'n plan gehad, want as Jesus nie sou gekom het nie, sou die Heilige Gees en hierdie verjaarsdag van ons as Christene sal nooit plaasgevind het nie. Dit is so. Amen. Amen. Dit is so, want Jesus kon gesê het dat ek laat vir julle na
die Heilige Gees. Glory. En met die dope van hom was die Heilige Gees teenwoordig. Prys sy soete naam. Halleluja. Johannes het nie geweet wat tref hom nie. Johannes het nie geweet dat wat God in plan gehad het vir dit wat moet gebeur 50 dae na die Paasnaweek se Sondag het 50 dae plaasgevind totdat ons op hierdie herdenkingsdag gekom het wat God wou gehad het dat ons birthday moet vier as Christene. Nou as u in Israel al gewees het, sal u verstaan dat die Upper Room was 'n plek waar God wil gehad het dat die verskil moet kom in ons as die gelowiges. Daarom het hy gesê, ek vat die 120 apostels en ek maak hulle bekend aan die area van Jerusalem. Maar die woord van die Here sê ook verder dat Jesus kos nooit teruggegaan het na sy ouerland toe nie. Jesus kon nooit teruggegaan het terug waar hy gebore gewees het, want hy geweet hulle sal hom kruisig. Hy het geweet hulle sal hom doodmaak. Maar Jesus maak dit bekend na die 50 dae van die Paasnaweek dat ek sal julle vul met my Heilige Gees. En u sal in verskillende tale praat. Nou vandag se bedienings, hulle glo dat die verskille van tale sal wees Afrikaans, Engels en whatsoever. Waarom? Want ons is onkundig in wat God in ons geroep het. Hy sê van as my volk hulle verootmoedig en my naam aanroep, sal ek my oor gee aan hulle en luister en hulle land sien. Maar die dag van Pentekost, terwyl ek staan in daardie Upper Room, toe ek 2012 in Israel was, kyk ek hierdie gebeurtenisse so, en ek sien dat hierdie plek wat hulle die Upper Room genoem het, is te klein om 120 manne te huisves. Maar met God se genade was dit moontlik. Nou vra ek myself af, Here, ek beklem toe nie dit wat u gedoen het of gesê het nie. Maar u is die kenner van die hart en u is die toetser van die niere. Met u is alles moontlik. Die plek was nie groot. Die plek was nie groot, die Godsman. Die plek was klein. Maar die Here het die manne van God gehuisves in daardie plek. Wat hy wou gehad het, die heiligdom van die volk van Christus moet plaasvind. Hy wou gehad het, alles wat ons moet deurmaak as gelowiges, om hierdie dag te seëvier, moet plaasvind. En terwyl ek dink, waar is Isaiah in die Upper Room gewees het, waar die vrou vir hom gesê het, elke keer as jy hier langs verbykom, sal jy jouself huisves in die kamer wat ons vir u gebou het. Glory. Nou Jesus, hy het gesê terwyl hy hierdie ministry moet deurmaak, moet daar 'n gedagte wees van danksegging teenoor God. En die Upper Room was die danksegging wat God wou gehad het. Sy gemeente moet by mekaar kom en mekaar se liefde omhels. Praise God. Deur net een taal te praat wat net God alleen kan verstaan. Praise die Here Jesus. Nie Afrikaans en Engels nie, want as ek nou Afrikaans met 'n ou van Sotho praat, of van Zulu of van Xhosa, hy gaan my nie verstaan nie. As 'n ou met my praat oor
Sotho of Zulu of course ek verstaan hom glad nie. Halleluja. Maar daai dag in die upper room, toe die paal van die Heilige Gees kom en hy omsingel elke gelowige, elke dienaar, elke apostel, elke profeet, elke leraar, het hulle verstaan wat daar gesê was. Hulle kon dit gaan vare, dit wat God in stoor gehad het vir hulle op daardie tyd. Dit was die ministerie van Jesus se geboorte. Want dit moes plaasvind na die Sondag. 50 dae na die Pasnaweek. Nou die woord van die Here leer ons, as ons verder gaan, dat God het vir Jesus gebruik as 'n instrument om vir ons bekend te kom maak dat hy sal weerkom. Hy sal ons weerkom ontmoet en ons vat daar waar hy ons wil hê. Waar ons weer eens daar die tyd gaan saam met hom deurmaak soos in die upper room. Want die Heilige Gees was teenwoordig. En baie mense dink die Heilige Gees is 'n gees. Halleluja. Maar dit is 'n mens. Is 'n persoon wat hom kon bekend maak het na die omvorming van Jesus. Dat ek sal oorvat en ek sal die wil van die Here verder vat om my kinders te bemoedig, om my God se kinders te dra, te consultate. Hy het gesê, die dag met die Pinksterweek sal ek hulle dra van sterkte tot sterkte en van krag tot krag. Praise the Lord. Praise the Lord. Ek sal julle nie vergewe of verlaat nie, maar ek, die Heilige Gees, sal julle dra. Amen. Ons diaken het gesê dat stryd en storms sal ons deurmaak. Ons evangelis het gesê moeilike tye sal ons deurmaak, maar die Heilige Gees sal ons deurdra. Hy sal ons kalmeer as ons seer het. Hy sal ons dra as ons pyn het. Praise God. As ons iemand verloor aan die dood, sal hy daar wees vir ons. Dis die waarheid. Daarom kan ons fees vier vandag. Halleluja. Reg oor die wêreld vier ons. Op die kalender van die Christendom staan vandag se datum. Die Sondag 50 dae na die Pasnaweek. Yes. Die woord van die Here leer ons verder die evangelis dat hy sê Petrus, die een wat die minste geglo het, was in beheer van die hierdie tyd. Hy Johannes en Jakobus. Hy was verantwoordelik vir wat God in stoor gehad het vir sy volk in die koninkryk van God. Want Jesus het geweet, as ek moet weggaan en ek los my kinders net so, gaan hulle ten gronde gaan. Maar hy sê, ek laat vir julle die drie enige God, Jesus Christus en die Heilige Gees na vir julle. Julle gedagtes sal gelouter wees met die liefde van die Heilige Gees. Julle gedagtes sal gekenmerk word deur die liefde wat die Heilige Gees aan ons geopenbaar het. Praise the Lord. Op die dag van Pentekost. Praise sy naam. Ek lees verder in die Bybel. Hulle sê toe die Heilige Gees oor hulle neerdal. Jesus. Toe die mense gedink dat hulle dronk was. Dis die waarheid. En vandag nou nog, as die mense van die wêreld sien
wat God se genade vir ons beteken. Ai. Dat sê hulle is mal. Jy man. Hulle is seker dronk. Dat seker fout met hulle. Prys sy naam. Omdat hulle nie verstaan wat gebeur het Halleluja. in the upper room. Hulle het nie geweet nie. En nou nog weet hulle nie. Omdat hulle 'n kenmerk het van die wêreld en nie van God se koninkryk nie. Die Here wys my verder in die woord in. Terwyl Petrus die volk lei, toe hy nog die ongelowige Thomas was. Jy weet, daar moet 'n verandering kom in jou leefwyse om die Heilige Gees te ervaar, om dit te aktiveer. Moet jy 'n verandering deurmaak. En hy sê al die ou dinge sal verbygaan en alles sal nie. Halleluja. Nou baie mense sal nie verstaan nie wat die Heilige Gees vir ons beteken nie. Baie van die wêreldse mense daar buite vra vir my altyd, pastoor, nou sê vir my dan, hoekom is julle different van ons af? Want God het ons gemaak met een siel en een gedagte, een kenmerk, en dit is om hom te dien. Halleluja. Twee geeste kan nie in een liggaam function nie. Twee geeste kan nie in een liggaam 'n plan maak om te werkstellig te word nie. Een moet uit, dat die ander nie kan plek kry. Van twee gaan beklei. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Nou die Heilige Gees kan net geactiveer word as jy geweet het wat het gebeur die dag van Pentekost. Dan weet jy dat 'n nuwe ding begin in die lewe. Dat 'n verandering plaasgevind in die lewe. En jy sal verstaan dat God se plan met jou is. Dat jy moet hom dien in gees en in waarheid. Nou baie mense sê, ons ken die Here. Pastoor, ek weet daar in jou plek en sê hulle ook, ons ken die Here. Amen. Ons ken hom, ja, ons almal ken hom. Maar het jy ontmoeting gehad met hom? Ai. Het jy ontmoeting gehad met hy wat jou die krag gegee het Praise en die the Lord. malig, die magtigdom om te kan Praise wees wie jy sy is naam. vandag? Dankie Here, ons aanbid U. En 'n man sê vir my, pastoor, ek weet ek gaan hemel toe eendag. Ek sê, hoe weet jy? Ja. Hy sê van, ek het my gedoop. Ai. Ek sê nou, wat sê die Great Commission? Die Great Commission in die Matteus 28 vanaf vers 10 sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Halleluja. En doop hulle en leer hulle en voed hulle op in die roeping waar hulle nou geroep is. Prys die Here se naam. Hy sê, pastoor, hoe begin ek dan? Nou as die Heilige Gees plek gevat het in u, dan gaan al die ou dinge verby gegaan het. Yes. En alles het nuut geword. Halleluja. Halleluja. Nou, die dag toe hulle daar sit, 120 apostels, plus Johannes, Jakobus en Petrus, maak die Here laat 'n ruk vind, deur haar gebou gaan, net om te wis te maak, dat sy teenwoordigheid is daar. En vanaand, terwyl ons is dit gelowiges, kan ons nie anders te sê, that God is here tonight, hallelujah. Halleluja. God is hier vanaand. Hy het geweet hierdie tyd is vir ons uitgesit. Hy het geweet ons sal vanaand hier wees, al kom ons van al 4 hoeke van ons land. Het God geweet, ons is uitgesit om vanaand te Prys sy soete naam.
Yes, Lord. Verlede week was ons by 'n worship session daar in die park terwyl daar by die Civic Center 'n function was. Ek vra vandag vir myself terwyl ek my nog voorberei. Here, toe ons daar in die park staan, was daar seker 70 mense wat excited geraak het vir die naam en sak van die Here. Ek praat nie van die wat nog nie geweet het van dit nie, maar ek praat van die gelowiges wat geweet het van dit. En ek sê vir myself, Here, smal is die weer wat na die ewige lewe lei. Halleluja. En wyd is die weer wat na die ewige verderf lei. En terwyl ek klaar is daar in die park ry ek verby die Civic Center en ek sien hoe vol is dit daar. En ek sê vir myself, Here, is dit omdat die gelowiges skuld kry dat in die park gewees het nie. Maar die wêreld gee nie om is dit koud of is dit warm nie. Dis die waarheid. Halleluja. En ek loop terwyl ek in Israel was, gaan ek weg van die plek af met die toergroep en ons kyk na waar Jesus nog beweeg het nadat hy die dag van hierdie tydperk vir ons gemaak het. Gaan kyk ons waarheen het hy na die verwikkelinge beweeg. Glory. En ons kyk wat het gebeur nadat al die godsmanne uit daardie vertrek uitbeweeg het. Hulle het in verskillende rigtinge gegaan, sê die woord van die Here, om die mense bewus te gaan maak. Prys sy naam. Dat die Here is die Here. Yes, hallelujah. Bishop, ek staan en ek kyk die wêreld so, en sê ek vir myself, Here, ek sien hoekom, soos my broer gesê het, dat ons is vyande dan van God, as ons liefhebbers is van die wêreld. Yes, amen. Ons is vyande van God, as ons die wêreld liefhet. Alhoewel sê in sy woorde, ek het julle geskape na my ewe beeld. Yes. Maar nog steeds sê hy, ek gaan die net kom haal wat myne is. Halleluja. Het u al die Heilige Gees geactiveer in u lewe as 'n gelowige? Het u al vir jouself gesê, ek het Jesus aangeneem as my persoonlike saligmaker en ek wil hom dien in gees en in waarheid. Praise the Ek wil Lord. hom alles gee wat binne in my is. Ek wil my opstaan Jesus maak. Ek wil my gaan slaap maak Jesus. Ek wil my wandel op hierdie aarde Jesus Glory maak. to God. Dan gaan jy verstaan waarom het die Heilige Gees plek gevat in ons lewe in. As om ons te lei. Prys sy Want naam. sonder om 'n man van die Here sal ons dit nie kan gemaak het nie. My suster sê vir my pastoor, hoe het jy dit reg gekry om van 19 jaar oud af die Here te dien tot vandag toe oor 50? Ek sê omdat ek dit nie wat self gedoen het nie. Ek het hom geraadpleeg om my te lei. Hallelujah. Want sonder hom en sy leiding Yes. sou ek dit nie gemaak het. Die waarheid, pastor. Jesus. Sou dit nie gemaak het, die Bishop. Oh, sure. Ek sal gehuil het om hom te smag na sy liefde. Jesus. Ek sal gestruikel het. Ek sal gebackslide het, teruggekom het, backslide het, soos hulle vandag maak. In sekere bedieningsgods, maar jy weet van wat praat ek. Amen. Hulle sê, maar hoekom is dit anders toe met jou? As wat het is met ons, maar die Bybel sê, God het ons dieselfde salwing gegee. Halleluja. Die dag met Pentekost. Ek lees op my foon, terwyl ek so 'n paar goede deurgaan, kom ek op hierdie skrif af.
Waar hy sê, daar was 'n crowd. Daar was 'n groot volk wat by mekaar gekom het. Ons praat nie van die 120 alleen nie. Maar hy sê buite die vertrek was daar nog mense wat die salwing wil deurgemaak het. Hy sê nasies van verskillende tale moeder was daar. Maar hulle kon nie verstaan het hoe die Heilige Gees plek vat. Hy sê toe die Jerusalem, die Jode sien dat het daar die tyd raak van festig. Toe dink hulle is 'n festig, soos dat ons vandag noem op hierdie aarde. Yes. Maar hulle kon nie verstaan het dat dit verskillend was. It was a time for celebration. A celebration about the gift and the life of Christ. Thank you, Jesus. Hulle sê die Heilige Gees was die middelman van hierdie gebeurtenis. En hy sê toe hulle nog so tussen mekaar praat, het hy hulle oorvul, pastoor. Amen. Hy het hulle gevul. Glory. En hulle het geskok. Jy weet as ons kyk hoe vandag se mense skok met elektrisiteit. Ek dink die Heilige Gees het meer krag gehad. Halleluja. Om ons te wys dat greater is He that is in me than he that is in the world. Van die Hallelujah. wêreld kan nie die Heilige Gees hê nie. Yes. Bishop is ek reg. Hallelujah. Die Heilige Gees kan nie wandel in die wêreld nie. Yeah. Dan kan ons almal maar vir Christus as 'n grap gevat het. Maar hy sê, but it was a descendant upon the apostles and the follower of Christ and the empowering of the ministry. Jesus. As die Heilige Gees nie daai aan plek gevat het, die godsmanne, dan was ons nie vanaand hier nie. Want hy sê verder, die kerk was teenwoordig. Praise God. Die kerk was teenwoordig. Yes. Nou wie is die kerk, geliefdes? Jesus Christus. Is nie 'n gebou nie. Yes. Hy sê julle is die kerk en julle moet leef soos ek en julle sal. Halleluja. Thank you, Lord. Hy sê dat het history gemaak in die saak in die naam van Christus Jesus. Hy sê Pieter was daar, maar die Heilige Gees moes in Petrus vaardig word om die volk te kan lei. Hy sê verder, dit was die celebration van die ministry Praise the Lord. en die mission wat God aan ons toe vertrou Ai. het. Daarom kan nie almal die Heilige Gees hê nie. Yes. Ons begrafplaase lê vol Ai. met liggame wat nooit die Heilige Gees ontvang. Ai, is die waarheid. Daarom gaan Halleluja. ek afsluit met hierdie woorde. Net as jy God aangeneem het, dan kan jy gevul word met die Heilige Gees. Amen. As jy God jou saligmaker gemaak, Halleluja. kan jy gevul word met die Heilige Gees. Jesus. Want die woord sal gesê dit, daar was sondaars ook daar. Ai. Maar hy sê daar was 120 apostels. En die 12 was daar. Insluitende Johannes, Jakobus en Petrus. Terwyl ons in ons hoofde gebuig sit,
En onze oog gesluit, halleluja. Jesus is die middelaar tussen ons en God. Hy sê ek gaan om vir julle plek te gaan voorberei, waar julle saam met my sal wees en ek met julle. Dieselfde upper room will take place again when we're going to be in the presence of the mighty God. Waar ons in tale sal praat. Dit sal 'n gejuig en 'n gejubel wees. Ons sal sing. Ons sal eer betoon aan die God van alle gode. Ons sal dankliedere hê. Ons sal in verskillende tale mekaar bemoedig. En ons sal nie hoop opgee nie. Ons sal nie moed verloor nie, want ons gaan nog steeds gevul is met die Heilige Gees. Dankie Jesus vir u woord, Here. Here, toe u Jesus in die rivier stap om gedoop te word, was Johannes nie bekend wat sou gebeur nie, want hy het getwyfel om u te doop. Maar vanaand weet ons, Here, ons hoef nie te twyfel nie, want u is met ons. U het ons nagelaat, die Heilige Gees, soos die Heilige Gees neergedaal het op Jesus in die vorm van 'n duif. So het u ons liggaam en ons siele gevul met u Heilige Gees. Praise the Lord. Om u wil te doen, om sterk te staan in die woorde, om te weet, Vader Here, dat niks sal ons skei van die liefde van Jesus nie. Man van die Here het gesê, hy berei 'n tafel vir ons, voor ons teenstanders. Maar vanaand weet ons, Here, dat ons bekers loop oor met goedheid en guns. Die olie kan nie plek gevat het nie, as die uitverkorene nie daar was nie, Here. Here, vanaand het ons gehoor, Here, dat sonder die Heilige Gees in hierdie week kan ons nie u naam groot maak nie. Daarom vra ons vanaand, Here, laat die Heilige Gees nie van ons sal wegdwaal nie, maar sal van sitplek tot sitplek vanaand beweeg. En terwyl ons vanaand na verskillende tuiste sal beweeg, Here, beweeg nie weg van ons af nie, want ons het die daagliks nodig in Jesus naam. Dankie, Here, vir u woord, Here, wat u aan my toe vertrou het, Here, in die magtige naam van Jesus. Amen en amen. Kom ons gee nog die Here prys, ons sê baie dankie aan ons Brein vir haar mooie lieflike woord. Nou dierbaar as ons is besig om na die einde toe te gaan. Yes, Lord. Is there anyone who needs some prayer? As daar vanaand iemand wat gebed nodig het, kom vorentoe my broer. Hulle sê, die Bijbel sê dat gebed verander sake, halleluja. Ook ding dat man staan op om vorentoe te kom. Oké, so daar is niemand wat vanaand gebed nodig het. Ja, kom ons pastoor, wie sal die tweede ene wees? Wie sal die derde ene wees? Halleluja. Halleluja. Daar staan twee wat toch regtig gebed nodig. En nou dierbare, as julle die dierbare so kyk, dis nou broer en suster, en hulle lyk eners. Ewe kort en eners, halleluja. So pastoor toch, ek wil toch ons pastoor vra vanaand van 'n Boksburg.
om toch net voor hierdie broer en suster kom in te tree hier, so halleluja. Ek dink jy ken hulle is altyd, daar is Venjies ook, daar Venjies jy moet nie so achter staan nie, kom voor ek dink jy wil die mense eer, halleluja, halleluja. Pastor kan pastor toch net vir ons kom, net vir toch vir hierdie mense vir ons toch kom bid. Prys die naam. Heilige Vader, aan U kom toe die eer, prys en majesteit. Dankie Here dat daar niemand soos U is nie. En vanaand is ons dankbaar Here om in die gaping te kan staan. Ons weet liewe Here dat gebed dra krag. Ons dra ondervinding, ons dra getuienis van wat gebed kan doen. En vanaand weer wil ons dierbares opdra op die vleuels van gebed. Ons wil hulle in die troonkamer van die Here inbring en vra dat die Here hulle vanaand sal ontmoet. Sodat hulle hier staan, Here, ken U elkeen se behoefte, ken U elkeen se begeerte, ken U elkeen se stryd, ken U elkeen se tekortkominge. Ons het nie nodig om dit te weet nie, want Here, U weet dit, U ken dit, en daarom bid ons vanaand dat die Here elkeen sal aanraak met die vuurkool van die altaar, dat die Heilige Gees Here hulle oorskadu. Ons bid dat die Here hulle sal opdra, my God, in die naam van Jesus Christus. Here, ons is dankbaar dat ons vanaand hier kon wees, want die woord sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Nie my woorde nie, maar Here, U is die kragstasie wat ons vanaand intap. Ons bid dat die Here ons pastoor aanraak. Liewe Here, my God, as daar liggaamlike swakheid is, dan bid ons dat die vuurkool van die Here hom sal genees, hom sal optel in die naam van Jesus Christus. Whatever ons susters se probleem en behoefte is, raak haar aan, Here, in Jesus naam. Ons evangelis, ons bid, Here, omdat U elkeen ken, U weet wat ons nodig het. Kom ons na U toe en vra, Here, raak elkeen van hulle aan, in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Ons wie vanaand ook hier staan saam met hulle, ons bid dat die Here se woord in vervulling sal kom. Ons quoteer vanaand, Here, U woord in Jesaja, wat sê, no weapon formed against thee shall prosper. Whenever the enemy will come in like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. And I pray that you will raise a standard against any attack of the enemy in the name of Jesus Christ. Be it spiritual, be it physical, whatever standard, raise it up, Lord, in Jesus' name. Amen. Halleluja, kom ons gee die Here prys. Dankie pastoorij. Dat U dit nog net gebed. Halleluja. Halleluja, nou hier waar ons ons besig om hierdie dienswerk van die Here af te sluit. Ons het nog tot die einde gekom van hierdie mooie dienswerk van die Here. Nou, dit is Pinksterweek. Ons het vanaand begin. Dit sal ons Sondag afsluit. Glory. Sondag gaan ons afsluit. Nou, bring nooit mense na die Pinksterweek. As jy kom met iemand. Daar is iets vir daar iemand. Praise God. Dit is nie vir net nie. Halleluja. Nou, toch ons ek sien ouderling Trollope het nou die foon in sy hand en ek wil toch graag met hierdie dienswerk kom afsluit. Dat die manier hy foon vang na ouderling Trollope. Dat die man van die Here toch net van ons die dienswerk kom afsluit. Halleluja. Kom ons sluit op loop en by ons loop. Here, deur U genade het ons nuwe krag ontvang vanmôre. Want U is die Alpha, die Omega. U is die begin en die einde. You are the God of Abraham, Isaac and Jacob, the one who is and was and will come back again. Dankie Hemelse Vader vir die woord wat uitgegaan het. Halleluja. Here, U woord het nooit sy krag verloor nie. Ja, Here. Here, van U sê in U woord en U vat die woord hoor as U naam vanmiddag, my Vader. Here, dankie Here dat die woord in ons hartstafels kom skryf vanmiddag, my Vader. Dat die Heilige Gees ons sal dra vanmiddag.
Here, gee die krag, kom alles aan U toe vanmiddag. Vanaand wil ek sê, Here, baie dankie, Here, vir hierdie mooi werk wat gedoen is, my Vader. Here, ons kom sluit dit nou af, Here. Here, ek kom bid vir ieder en elkeen wat die tyd uitgekom het om hier te kan wees, my Vader. Here, Vader, was dit wat toeval vanmiddag dat ons hier kan wees, my Vader. Nou kom gee ek die eer, die lof, die aanbidding kom aan U toe. Want U is die leeu van Juda. U is die blauw morgenster. U is die soetroos van Sharon vanaf, my Vader. Kom gee ek al die eer en U kom toe vanaf, Here. Here, ons is allemaal van Pera, alles wat van Pera en van nabe af is vanaf, Here. Here, gee ons reisgenade, ons wat van Pera af is vanaf, my koning. Here, ek vra dit in Jesus Christus naam, Here. Here, en die wat van nabe is, Here, moet hulle ook nie voorbij gaan vanavond, Here. Wees met hulle behoed en bewaar hulle gesinne ook vanavond, Here. In die machtige naam van Jesus Christus, Here. Here, daar is 'n onbekende week wat voor lê, Here. Here, ek vra dat U dit sal vir ons moontlik maak, my koning. Here, want as U nie in teenwoordigheid is alles te vergeef vanavond, Here. We give it all to You tonight, my Father. Here, dit kom alles aan U toe vanavond, because You are Prince of Peace. Here, wat ons week vanavond, Here, U is ons staartmaker, Here. Here, U is aan ons sterke God, my koning. Lord, we come to You tonight, my Father, and give it all to You tonight. Want alles kom dit aan U toe, my Vader. Here, ons wil nie gesien wees nie, my koning. Ons wil net vir U en ons lewe in hê vanavond, Here. Here, kom seën nou ieder en elkeen vanavond. As ons uit mekaar uit sal gaan vanavond. In die magtige naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Praise the Lord. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. Ai, Here ons aanbid U. Halleluja. Kry daai lied by julle as speel agter die agtergrond van afsluit. Halleluja. 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 Die mense is uitgeet hulle sal lastig om my soek te gaan, maar toch dierbaar is, morgen aan begin ons om 6:30. Dit is 6:30, dit is 6:30. Ek wil toch net vir die mense wat toch kom toch op tyd dat ons kan so vroeg klaar maak, soos wat ons nou vroeg klaar gemaakt het. Yes, Lord. Pastor Brian, asseblief my pa, kom toch vroeg morgen. Ek wil nie sikkel morgen nie. Musikante kry julle voor die tyd reg. 6 uur met die muziek al aan is. Ons kan nie 6:30 dit doen nie. Yes. Asseblief dierbaar, as ek vra, dit is toch net orde en gehoorsaamheid in die huis van die Here. Yes, Lord. Dat ons vroeg met die dienswerk van die Here begin. Ek wil nie eers die mense hier al sit met julle op die stoele klim en lichte recht maak die pas, dat julle met klaar gereed wees. Amen. Hier is die muziekante is nog hier nie. Hulle moes al lang hier gewees, soos die mense daar inkom en die muzieke al hier gehoor word. Asseblief dierbaar, as ek benand, asseblief. Kom ons maak seker dat ons hou tyd. Amen. As ons 6:30 dierbaar is, kom maar liever 6 uur. That's waar. Dan weet jy moet jy sy tyd.
En die ding wat na die tyd kom, weet jy, dit stuur die gees. Dit stuur dit dierbares. Maar kom ons, toch dierbares, kom ons hou by die tyd. Want ek weet morgen, as we nog werk toe gaan, as ons by die tyd hou, ja, maak ons vroeg klaar, kan ons van een mooie huis toe gaan. Praise the Lord. Ek wil baie dankie sê aan die mannen van ons dienaars uit Boksburg. Is die Boksburg, wat is die plek se naam? Regenpak, ja, in Boksburg, in Regenpak, wat toch so ver gekom het, weet jy, om ons toch te begin met hierdie Pinksterdiens. Ons sê baie dankie aan die dienaars van Dijken. Dankie pastoor, dankie juffrou Ouderling, en waar is my aan die daar in die donker? Praise the Lord. Ek kan nie meer sien as daar in die donkerte nie, maar ja, hy is ook hier so. My broer, you are also here. Thank you for coming. I'm not sure these people, they like Afrikaans. Ons kom daar van mama goed af, so ons praat Afrikaans. Verstaan jy Afrikaans, my broer? So ons kan morgen Engels spreek. Oh, halleluja, hy verstaan het bietjie. Halleluja. Ons wil allemaal moet hoor, ek wil net kom sit en niks hoor, at least, die verstaan aan Afrikaans. Baie dankie. Nou dierbare sê, wil ons pastoor, iemand van die seer kom, jy wil nie kleine seer in gesprek. Oh, so kom ons, amen. Gaan waar jy dit doen. Amen. 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 Hallelujah. Halleluja, kom ons spreek die seën van die Here uit. Halleluja. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face towards you and give you peace. May the Lord, the maker of heaven and earth, bless you from now. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And all the saints say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise, hallelujah.